Die verhoudingsidee is 'n God-idee, deur hom ontwerp en deur hom ingestel. Hoekom? Omdat hy self 'n verhoudingsgod is, Vader, Seun en Gees, met 'n diep hinkering om ook in verhouding met sy kinders te wees, ons, die mens, die kroon van die skepping. Gaan dieper in jou verhoudings, saam met God en saam met ander. Van my hoef jy so min as moontlik te weet. Ek sê altyd, it's not about the messenger, it's about the message. Dis waaroor dit gaan. Ek is glad nie die CV-type nie. Oral waar ek praat soek mense CV's, dan sê ek het nie een. Dis eenvoudig dit. Jy kan gaan kyk op die website van Vita Amp, dit is wat ek doen deur die week. Ek bedoel, daar is so kort, kom ons noem dit 'n biografie, as jy bietjie meer oor my wil weet. Ek dink die belangrikste is, ek is getroud met Helena. Soos regtig 'n gelukkige getroud. Ons het 3 lieflike kinders, 3 lieflike skoonkinders en 8 fenominale kleinkinders. So ek kan oor verhoudings praat. Ek het die heel beste vriende in die wêreld. Ek kan begin om vir jou daarmee te verveel en name te noem en so wat ek nie gaan doen nie. Nou ja, julle, dis net so voorreg om hier by julle te wees en saam met julle te wees en te kuier. Nou, 'n aand soos vanaand, soos jy al klaar kan agterkom, is anders as die erediens van gister. Ek is baie meer relaxed, baie meer op my gemak, want die erediens is redelik gestruktureerd en daar's 'n groot televisie met tyd daar agter wat jy heeltemal gespanne raak en op jou senuwees raak oor elke sekond wat aftik en elke minuut wat aftik en dan dink jy na die tyd, o hemel, as jy dalk 1 minuut gaan steel, gaan jy raas kry. Dan gaan by Tertius. Maar hy was gracious. Ek was 2 minute oor gister en hy het niks gesê. Nou, so. Ek het genoem gister dat ek die hele kampanje wat julle nou gedoen het, die reeks wat julle gedoen het, is 'n boek. Dis hoe die boek lyk. Die leef in volkleur wat ek die voorreg gehad het om te skryf en ek het veel nou gister genoem terwyl ek vanaand nou so 'n bietjie meer tyd het en so 'n bietjie meer relax is. Die storie agter die boek is 'n verskriklike weird storie hoe ek by hierdie boek uitgekom het. Ek het op 'n stadium het ek so of was 8 mense Amerika toe gevat. 'n Bietjie daar na Andy Stanley se gemeente toe, ons het sy Drive Conference bygewoon, dis in North Point Community Church in Atlanta. Ek ken bietjie vir Louis Giglio en so aan, bietjie vir Louis gaan kuier by sy kerk en so aan, daar 'n worship konferensie bygewoon en toe van daar af Nashville toe. Nou kyk, as jy nou Nashville hoor, dan the music city of the world, maar dis die heel laaste rede hoekom ons Nashville toe gegaan het, alhoewel ons al die musiek goed gedoen het. Jy mis nie die music world hall of fame as jy so toe gaan nie. So ons het dit gedoen en alles. Maar die hoofrede hoekom ons so toe gegaan het, is ons is na Lifeway Publishers toe. Hulle is die tweede grootste geestelike publishers in Amerika. En nou die groep so toe gevat en hulle het vir ons bederf en hulle het vir ons onthaal en hulle het vir ons produkte persent gegee en dit was net regtig spesiaal. Daai mense is net hulle leef hulle Christendom. Ek wil in die eerste 5 minute as jy met iemand in gesprek is, het jy sy getuienis gehoor, het jy sy storie gehoor van redding en van bekering en sonder dit in jou keel afgedruk word. Dis van net dis wie ek is, dis my DNA. Ek was sommer net 'n lekker tyd. Ons het 'n goeie tyd gewees en ons vreeslik bederf met van hulle publikasies en goeders, alles natuurlik gratis, jy weet, en ons is daar weg. Toe gebeur die volgende. Julie vakansie Umhlanga, kry die prentjie. Julle Kaapenaars, weet jy hoe goed julle Umhlanga ken nie. Elke Julie maand gaan ek en my vrou gaan ons Umhlanga toe en ons gaan 'n bietjie daar, terwyl almal in Gauteng sterf van die koue, gaan ons lê langs die swembad in die see by Umhlanga. En dan kyk ons na al die bibberprentjies in Gauteng en dan stuur ek foto's van waar ek nou lekker lê langs die swembad in tan. Jy weet, dis lekker. En die eendag kry ek 'n mail. Ek kry 'n mail van een van die persone uit Amerika uit wat deel was van die groep wat ons ontvang het die dag, wat ons onthaal het die dag, Craig Featherston. 'n Fantastiese man, 'n wonderlike man, maar hy vra vir my die volgende woorde in die mail. Johan, wat leef in jou hart? Nou as ek nou vir jou nou daai vraag moet vra, wat leef in jou hart? Ek wil baie goed.
ek wil jy gaan my saamstem, daar is nie net een ding wat in jou hart leef, daar leef baie goed in jou hart. Nou goed, nou kom hierdie gelaaide vraag na my toe, en ek het nie 'n idee hoekom nie. Ek het nie 'n idee waar is hierdie man op pad. Maar al wat ek weet is Mr. Nice wat nou vir my die vraag vra. En ek sê vir my vrou is deel van hierdie storie. Ek sê vir my, Helena, hoe antwoord ek so mens? Hoe antwoord ek so man? Hoe antwoord ek die vraag? Want ek al soveel goed wat leef in my hart. Ek bedoel, my kinders in Bloemfontein en my kinders in Wellington en in my werk en as ek teruggaan na okay, raak langs storie kort en ek sê vir ek gaan dit baie maklik maak. Ek gaan vir hom laat weet my life motto is life is relationships. Dis wat ek leef in my hart. En toe kom hy my terug en hy sê vir my, wil jy nie vir ons 'n boek daaroor skryf nie? Nou mense, ek bedoel dis 'n droom. Dis 'n droom wat waar geword het. Wanneer jy jou lewensmotto dit wat jy regtig glo, ten diepste glo, wat die wese is van jou bestaan, as jy dit vir iemand sê, en die volgende woorde is, skryf ons 'n boek daaroor, en dis die geboorte van die boek, so die boek het nie so gelyk nie, hoor, hy het nie so gelyk nie, want ek kan nie vir Amerikaners leef in volkleur skryf nie, vreugde deur verhoudings nie, hulle gaan nie lekker verstaan nie. Dus die eerste boek in my lewe ooit, wat ek obviously nou in Engels moet skryf, dis vir Amerikaners. Ek kan lang stories vir julle vertel daaroor, baie korrekte Engels, my beste Engels, gesorg dat my tenses reg is, jy weet, ek bedoel, enkelvoud en meervoud en, maar mense, toe daai boek terugkom, of na redigering, toe kom ek agter, daar is 'n groot verskil tussen 'n korrekte Engels en 'n korrekte, lekker lees Engels. Toe sê ek net vir Craig, aanvaar, accept all changes. Accept all changes. Stuur dan weer die boek vir my. Ja, mense, maar ek lees toe nou die boek, maar ek klink soos 'n Amerikaner. Dalk lees ek hierdie Engelse boek en ek klink soos 'n Amerikaner. Maar ek sê vir sê, maar ek gee my daar 'n pat op die skouer, maar ek het nul daarmee te doen, behalwe die inhoud is myne, dit niks, zero aan die inhoud verander, maar die Engels. Goed, en die boek het nou vir 'n tyd geloop, by hulle, wat hulle hom nou gebruik het, en toe vra ek hulle die regte terug. Kan ek na sekere tyd die regte op die boek terugkry? Dan kry jy die skrip, terug. Want as jy kontrak teken, dan teken jy die skrip na hulle toe, hulle het eiendomsreg op die skrip. En dus toe, wat Lapa, hulle geestelike beheer is Luka, wat toe die boek gevat het, en in Afrikaans en in Engels. So, daar het jy die lang storie, daar het jy die lang weergawe, die boek is in die eerste plek in Engels geskryf vir Amerikaners, en goed, hier lê hy nou vir Suid-Afrikaners, hy is besig om uitdruk uit te gaan. So, hierdie is, wat julle hier het, is die laastes. Hy gaan definitief nie weer in herdruk gaan nie, die boek kom nou 'n lang pad. Ok, daar het jy die storie, ek wou dit net met jou gedeel het, af van my hart af, nou kan ons aangaan en by vanaand se boodskap kom. Ek het gister genoem die uitdaging vir my, baie maklik in die boek 14 hoofstukke, 13 van die hoofstukke is verhoudings. Die een is hoe tegnologie verhoudings beïnvloed. Daaroor het ek verlede jaar met julle gepraat, hier in hierdie lokaal. En intussen weer, as ek nou byvoorbeeld vanaand weer daaroor moes gepraat het, is dit 'n totaal nuwe praatjie, totaal ander praatjie. Daar's weer nuwe navorsing uit en nuwe tendense, nuwe dit en nuwe dat, okay raak. Maar vergeet dit dan. En dan 13 van die hoofstukke is verhoudings, waarvan ons nou in die reeks 5 hanteer. 5 is gedoen. En die uitdaging vir my was, okay, gaan ek vanaand nommer 6 doen en môre aand nommer 7 doen. En ek besluit nee, ek gaan nie. Ek gaan nie. Ek gaan praat oor breë beginsels van verhoudings uit die woord. So ek noem vanaand laat liefde voorloop as dit kom by jou woorde spesifiek. As dit kom by jou woorde, laat liefde voorloop. Dis eintlik hoe die lewe behoort te werk, want as jy liefde laat voorloop, dis verhoudings. Dis waaroor verhoudings gaan. En die grootste hiervan is die liefde, dis wat ek genoem het in die kerk. En dis alles verhoudings. En verhoudings is tydrowend, verhoudings is arbeidsintensief, ensovoort. Goed. Ek gaan nou begin vanaand met 'n videoklip wat ek vir julle gaan wys, van 'n vrou, as ek dit haar ouderdom reg het, dit word gesê hierson, is ek dink 87 jaar oud. Dit is die baie bekende, die most read woman op die oomblik in die wêreld, is 'n vrou met die naam Mel Robbins.
En sy is baie bekend vir haar let-teorie en daai tipe van goed, maar dis vir 'n ander dag, en vir 'n ander geleentheid. Maar Mel Robbins is the most read woman in die wêreld op die oomblik. Sy verkoop miljoene boeke en sy verdien dit, is hoë kwaliteit. En sy voer 'n onderhoud met hierdie skoonma van 87. En dis sommer net so ietsie wat die reeks ook lekker knoop oor die belangrikheid van verhoudings. So, kyk bietjie na hierdie video. You know, more and more as you read about longevity, it used to be the Mediterranean diet, exercise. But now, the more I read, social is becoming first. Then comes the diet and the exercise. Because I think being lonely or being by yourself causes depression. And it also, you start to doubt yourself. Yeah. When you're around people, you get built up. People tell you look attractive or they want to be with you. And so you feel good about yourself. You know, you're one of the most social people I know. And you seem to have fun wherever you go. How do you keep such an active social life? It's important that you reach out because you can't sit home and wait for people to call you. If somebody doesn't call me or if I want to have a dinner party and nothing's going on, then I create a dinner party. Call somebody. Making an effort to have something in the calendar that you can look forward to, even if it's 2 weeks from now. Exactly. Like helps you from that spiral. So maar net so kort en kragtige, eintlik 90 sekondes reel maar eintlik van Mel Robbins, wat hierdie dame van 87 kom sê die geheim van regtig goed oud word, is verhouding. Dit is so eenvoudig soos dit. Ek het 'n navorsingsstudie van Harvard Universiteit ook in hierdie boek ingewerk, wat ook sê, dis die belangrikste ding in die lewe. Hulle het jong mense gevolg van hulle naskoolse jong mensjare tot in hulle ouer jare. Dit is 'n navorsingsstudie van 50 jaar plus. En bevind dat verhoudings is die heel belangrikste in die lewe. Goed. Wat woorde aanbetref, mense, woorde bepaal verhoudings, woorde vervlak verhoudings, woorde verdiep verhoudings, woorde is absoluut bepalend vir verhoudings. En 'n nuwe boek wat einde verlede jaar uitgekom het, is van die baie bekende pastoor in Los Angeles, Urban McManus. Die boek se titel is verskriklik ingewikkeld. 7. Okay, 7. En dit is die boek se titel. En dit gaan oor mooi 7 kommunikasiestyle. 7 kommunikasiestyle. En sommer reg in die begin van hierdie boek sê hy die volgende woorde en ek gaan dit vir julle lees. Julle gaan dit sien op die skerm ook. Words form sentences. Sentences form paragraphs. Paragraphs form chapters. Chapters form stories. And stories form human. As jy die kettingreaksie vat, soos hy hom vir jou mooi verduidelik, en jy haal die middel uit, dan kan jy ook sê, words form humans. Dis die krag van woorde. Dis die krag van woorde. En as jy sinvolle verhoudings wil hê, diep verhoudings wil hê, kwaliteit verhoudings wil hê, mense, dan moet ons begin let op ons woorde. En vanaand gaan ons nou die Here se stem hoor. Ons gaan sy woord hoor wat dit aanbetref. Nou ek wil begin om vir jou te sê, nommer 1, woorde weeg swaar. Woorde weeg swaar. Ek wil hê in jou eie lewe dink. Wat se letsels woorde al in jou lewe veroorsaak? Gaan niemand blootstel nie, ons span heeltemal so jy kan met vryheid dink. Wat se letsels het woorde al in jou lewe veroorsaak? Dink 'n bietjie wat 'n seën met sekere tye. Wat 'n lekker het woorde al in jou lewe veroorsaak. Ek is oortuig hier sit 'n hele paar moeders wat onlangs deur Moedersdag is en die soetste, liefste, gaafste woordjies gehoor het wat julle gebou het, welverdiend in elk geval net tot terloops. Onthou net oor 2 weke dink ek is Vadersdag. Okay, raak. Moet jy dit vergeet. So mense, punt 1, woorde weeg swaar.
kan geweldige letsels laat. Negatiewe woorde weeg swaarder. Dink oor daai. Negatiewe woorde weeg swaarder. Die oomblik wat woorde uit jou persoonlike binnekring kom, dan weeg dit die swaarste. Persoonlike binnekring, baie keer kan jy nie 'n persoonlike binnekring kies nie. Ek wil pa, ma, kinders, julle is vir mekaar gegee. Dis jou persoonlike binnekring. Die woorde wat daar gesê word, geskreef word, gebruik word, weeg die heel swaarste. Jy kan jou binnekring kies ook. Jy kan sekere vriende in jou persoonlike ruimte toelaat. Dis jou persoonlike binnekring. En wanneer jy daai deur oopmaak, jou persoonlike ruimte, jou persoonlike binnekring oopmaak en jy laat iemand daarin, soos ek sê, baie mense is daar, not by choice, maar hulle is daar, en dan het jy nog 'n paar wat jy gekies het. Daardie mense se woorde weeg die heel swaarste. En nou gaan ek jou vreemdeling sê. Ek het al reeds gesê swaarder weeg die swaarste. So ek kan nou nie verder as dit gaan nie, behalwe dat ek die volgende vir jou wil sê. Woorde wat nooit gesê word nie, weeg ook baie swaar. En ek wil nou hier vir julle voorbeelde gebruik. Ek het verlede jaar, so onlangs soos verlede jaar, ek het so 'n kursus van 9 sessies, wat ek doen met onderwysers. En een van die onderwysers by 'n skool waar ek nou die sessie gedoen het, vra of hy my kan sien na die tyd. Nou ek is nou nie op hierdie stadium van my lewe by die one-on-one ding nie, maar ek sê dit met plesier, met plesier. Weet jy, dit gaan toe oor mooi, woorde wat nooit gesê is in sy lewe. Hoe verlang hierdie man? Kom ek skat hom 2:33. Onderwyser, rugby afrigter, ek bedoel, sterk van man as jy hom so kyk, jy weet, on face value, ek bedoel, hierdie ou het alles onder beheer, hierdie ou is in beheer. En hy sit soos 'n klein seentjie, en hy sê vir my, hoe hy verlang om net uit sy pa se mond uit te hoor, ek is trots op jou. Dis al. Dis al. Woorde wat nooit gesê is, wat ontsaglik seer maak. Ek sit eendag op 'n jeugkamp, alleen met 'n jong man. Hierdie is 'n interessante geval. Hy hoort eintlik nie daar nie. Die kamp is graad 8 tot graad 12. Hy is al 'n jaar in die skool en niemand weet dit nie. Sy meisie het hom ingeskryf deur haar skool. So in die persoonlike sessie vind ek nou alles uit, hoor ek nou alles. Hier mense, maar ek vra hom van die kant af, ek vra hom van die kant af, ek vra hom van die kant af, ek vra hom van daai kant af. Maar ek kom nie deur hierdie domp nie. Ek kom nie deur hierdie masker nie. Ek kom nie deur wat is dit? Hier sit 'n seer jong man. Hier sit 'n seer jong man. In die volgende oomblik, ek sal hierdie in my lewe nooit vergeet nie. Vra ek vir hom die volgende vraag. Buiten jou meisie, is daar enige iemand in jou lewe wat jy voel jou liefhet? Hy sit so kop onderste bo, dit is so 'n regte ou kampterrein met sulke sementvloere. Ek sien die prentjie, 'n traan val en dit plof so op daai sementvloer. Woorde wat nooit gesê is nie, weeg verskriklik swaar. Jy sien wat gebeur in ons persoonlike binnekring. Ek sê weer gewoonlik, dit is huwelik, dit is gesin, dit is jou vriende wat jy daar toelaat. Baie vriende is mos daar en ander is julle vrouens skryf dit altyd so mooi op sosiale media, is 'n hartsvriendin. Is 'n hartsvriendin. Ek het nie die hartsvriendin net gaan koffie drink, jy weet elke dag. Nou, dis 'n vriendin in jou persoonlike binnekring. Right nou. Jy en jou hartsvriendin. Die ding van daai mense se woorde. In jou kop, in jou brein word vandat jy klein is, word neuronbane gebou.
En dis of goeie, positiewe, mooi neuronbane wat gebou word, of dit is slegte neuronbane wat gebou word. As jy die hele tyd hoor, jy's lelik, jy's dom, jy's vet, jy maak dit nie, jy's niks werd, jy's dit van mense wat belangrik is in jou binnekring, dan is dit die neuronbaan wat in jou brein gebou. En dit word, hoor mooi, jou selfspraak. Dit word jou selfspraak. En ek sê altyd die geheim van die lewe is om neuronbane sterk genoeg in jou kop te hê en in jou kop te bou, wat positief is, sodat dit jou selfspraak word. En die belangrikste neuronbaan in jou kop wat gevorm moet word is, wat sê God oor my? Wat sê God van my? Want dan kan Godspraak kan selfspraak word. Godspraak word selfspraak. Waar jy jouself met 'n negatiewe neuronbaan condemn, ek is vet, ek is lelik, ek maak dit nie, ek beteken in die samelewing niks vir niemand nie. As jy daai neuronbaan 'n sterker een kan bou, hoor mooi, 'n neuronbaan kan jy nie net verwoes nie. Jy kan hom nie net uitveer vat en hom uitveer nie. Jy moet 'n sterker neuronbaan bou. Dis hoekom jou persoonlike binneruimte so belangrik is. Dis hoekom jou persoonlike binnekring so verskriklik belangrik is. Want jy sien net sommer vir uitveer en jy veer 'n neuronbaan uit nie. Hy's gevorm, hy bly daar. Jy moet 'n positiewe, sterker neuronbaan leer bou. En hoe gebeur dit, mense? Dis die krag van woorde. En dis wat gebeur in alle verhoudings. Al hierdie verhoudings wat in die boek geskryf is. Ek bedoel, gelowiges wat super judgmental is teenoor ongelowiges. Ek glo met my hele hart, julle het gepraat oor Saggeus en julle het gepraat oor Matteus en hoe Jesus by hulle gaan stil staan het en verrassend vir Saggeus gesê, ek wil by jou tuis gaan, hoor die positiewe spraak, Jesus wat vir Matteus, die tollenaar by die hek sê, volg my, hoor die woorde, as ek nie vir daai woorde was nie, het ons nie die boek Matteus in die Bybel gehad vandag. Was Matteus die tollenaar het hy nie 'n volgeling van Jesus geword. Dis hoe belangrik woorde is in ons verhoudings. Dit kill verhoudings. Dis die grootste moordenaar in die wêreld vandag is woorde. En ons moet daai ding draai in ons lewe. Nou gaan ek jou 'n lekker ingee om 'n bietjie aan te dink. En bietjie oor te praat. As jy die vrymoedigheid het, as jy nou vanaand alleen hier is, en jy baie keer soos wat ek is, dan is dit los my net. Ek kom nie nou aan my kar nie. Moenie nou vir my sê, draai na iemand en, ek ken daai gevoel, okay, ek assosieer. Maar as jy die vrymoedigheid het, as jy so is, ek voel vanaand, dan sit jy nou, jy dink by jouself, ek gee jou daai toestemming, okay. Jy hoef nie nou na iemand toe te draai. Maar as jy nou die vrymoedigheid het om na iemand toe te draai, praat 'n bietjie oor positiewe woorde, opbouende woorde, wat iewers in jou lewe gebeur het, wat vir jou baie beteken het. So, ek gee julle gou 'n minuut of 2. Okay, kom ons gaan aan, ek is nou nie ontbyt daarmee môreoggend nie, maar dit is vir my lekker om julle iets positief te gee, en vir julle iets positief te gee, om 'n bietjie oor te gesels, en ek kan hoor dit God, want dis die lekker kant. Nou wil ek nie jy moet gesels, ek wil jy nou net dink. Dink aan woorde wat soos 'n dolksteek was in jou lewe. Dink aan woorde wat soos 'n dolksteek was in jou lewe. Dis ons wat Spreuke sê, Salomo sê ons vir ons in Spreuke, woorde kan soos 'n dolksteek wees. Dink net daaroor. Weet wat jy sleg vandaan? Dis die goed wat stiek. Dis die goed wat stiek. Dink aan woorde wat jy graag wil hoor, wou gehoor, en nog nie gehoor. Dink net nou praat nie. Ek sê weer, ek gaan weer nie, ek gaan nie nou ek gaan nie nou blootstel. Dink net nou. Het is nie lekker om daaroor te dink. En het is nie lekker om daaroor te praat. Het is nie lekker om daarmee geconfronteerd te word.
Maar vra jouself net die vraag. Hoe lyk die neuronbane in jou kop? Hoe lyk die neuronbane in jou kop? Want dit het baie te doen met jou verhouding met jouself. Ek kan julle net so 'n klein stukkie van my agtergrond gee. My pa was 'n gesiene professor. Regtig 'n hoë profiel persoon, vir wie ek baie respek het. As ek terugdink aan hom, hy sal meer as 25 jaar terug is hy oorlede. Ek dink met baie respek terug aan my pa, ek dink met baie mooi herinneringe terug aan my pa. Maar hy het sy moments gehad wat hy was baie trots op 'n mens gewees met tye as dit hom gepas het. En dan hy presies daai selfde goed wat hy vir sy vriende oor sal spog met jou, sal hy jou later vanaand met daai woorde 'n klap gee om vir jou eintlik te sê jy is hoogmoedig. En dis die goed wat ek moes deurwerk in my lewe. Dis goed wat ek moes deurwerk in my lewe. En die meeste van die tyd het daai goed nou gebeur ook na 'n glas of 6 wyn. So, net vir een oomblik dan dis nou Mr. Perfect wat nou hier staan, wat alles net positief ontvang het in sy lewe, en so maklik oor hierdie goed praat nie. Nee, ek moes deur 'n klomp pyn van woorde werk, om te verstaan wat is die effek daarvan op 'n verhouding, voor ek dit kon skryf, en voor ek dit met mense kon deel. En daai woorde, daai afbreekende, afkrakende woorde, maak seer. Dit maak seer. Ek het net die voorbeeld genoem van Andy Stanley. Dis 'n man wat ek waaragtig, ek het 'n verskriklike hoë ding van hom. Ek beskou hom, dis baie subjektief, ek besef dit. Ek beskou hom as die beste prediker in die wêreld. Ek volgens my is daar niemand wat die woord so oopbreek en so prakties en so aktueel en so relevant oopbreek soos Andy Stanley. En Andy skryf in een van sy boeke die verhaal toe hy 'n seentjie van 13 jaar oud was. Toe kry die prentjie gou, min of meer 'n graad 7 kind, graad 8 kind. Nou as jy vir Andy sien vandag, ek bedoel ek het hom nou al baie in my lewe gesien, ek bedoel op video's en in Amerika by leierskapkonferensies en sulke goeders. As jy vir Andy sien, dan sien jy sommer, ja, weet jy, hierdie ou gaan nou nie die Olimpiese spele wen nie. Hy gaan nie. Hy's nie 'n contender vir die Franse Ope of Wimbledon of enigiets in daai lyn nie. Jy weet, ek bedoel maar, oh my word, wat 'n prediker. Okay, en hy gaan toe op ouderdom 13, gaan hy nou vir die basketbalproewe. Hy gaan dit nou waag. En hy skryf in sy boek, die afrigter staan langs die baan en skree on top of his voice, Stanley, you've got no backbone. 13-jarige seentjie. Die gesag van daai afrigter en van daai onderwyser in daai kind se lewe. Hoor mooi wat sê hy. In my mid-20s, so kom ons sê min of meer 25 jaar, 12 jaar later, toe gaan ek vir terapie, om genesing te ontvang vir die dolksteek van daai woorde in sy lewe, om gesond te kan word. 12 jaar later, die pyn wat 'n 13-jarige seentjie aangedoen is met een sin, Stanley, you've got no backbone. En hy sê, hy het nooit in sy hele lewe weer sport gedoen. Nooit. Dis die krag van woorde. Dis die krag van woorde. Ja mense, ons sit nou vanaand hier, en dis nou hier in Vredelus, so vanaand praat ek nou met jou uit 'n gelowige perspektief, 'n godsperspektief, oor woorde. Want die een ding wat jy, as jy sê, ek is 'n Christen, ek is 'n volgeling van Jesus, ek whatever, jy die terminologie wat jy ook al wil gebruik, dan het ek en jy nie enige luukse wat woorde aanbetref nie. Ons het duidelike riglyne in die woord. En dis vir die Here se kinders. Dis vir sy kinders. Hy gee vir ons duidelike riglyne in sy woord. En die eerste skrifgedeelte wat ek wil gebruik is Paulus. Hy skryf in Efesiërs 5 vers 1 en 2 die volgende woorde. Hy sê:
Omdat julle kinders van God is. So hoor mooi daai eerste woord. Dis hoekom ek nou vir jou gesê het, ons het nie die leekse nie. Omdat ons kinders van God is. Ek noem myself Christen. Ek noem myself gelowige. Ek noem myself kind van God. Omdat jy dit sê, omdat jy kind van God is. En hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. So daar is die eerste punt wat ek wil maak. Gaan nou terug gaan soen toe. Die tweede punt, lewe in liefde. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het. En om ons ontwil sy lewe, in hier punt nommer 3, as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Nou goed. Hierdie vers, Efesiërs 5 vers 1 en 2, noem ek die Sambreel-teks, die breë teks vir jou lewe. Hierdie is nie net vir woorde nie. Obvious, as ek sê lewe, sluit dit woorde in. Woorde en dade. Wat is die drie goed wat baie sterk hier uitkom? Nommer 1, die voorbeeld van Jesus. Maak soos Jesus gemaak. Hy is ons voorbeeld, hy is ons rolmodel. Jy jouself 'n gelowige genoem, stap agter Jesus aan. Volg sy voorbeeld. Dis nommer 1. Nommer 2 is die woorde wat ek gebruik het as tema vanaand. Laat liefde voorbeeld. Laat liefde jou lei. Die woorde wat in hierdie skrif gebruik word, lewe in liefde. Lewe in liefde. So, alles wat jy sê, alles wat jy doen, jou optrede, jou dade, die Sambreel, is liefde. Laat liefde jou lei. Lewe in liefde. En dan die derde ding, en dis waar die wêreld ons nie guns doen op hierdie stadium nie. Liefde het vlak. Die wêreld maak liefde vlak. En ek vat net sosiale media. Ons kinders is agter wat aan? Likes. Likes is nie liefde. Likes is vlak, dit is so vlak. Dis die wêreld wat ons in leef. Liefde het vlak geword. En seksuele verhoudings, ensovoort. Dit is so kantig liefde, man, dis lus. Daar's 'n verskil tussen lus en lief. OK, groot verskil. Die een soek jou lyf en die ander een soek jou hart, jou menswees. Dis lief. En dit kom hoe? Deur opoffering. Nie ene van 'n emosietjie nie, nie ene van 'n vlak emosietjie nie. Oh, ek het 'n like. Oh. En dit kom van die hank in die skool. Oh. Dis waar ons jong mense is. Dis waar ons wêreld is vandag. Liefde het vlak geword. Hier in Efesiërs 5 word dit vir ons duidelik beskryf om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Liefde is opoffering. Liefde is gee van jouself. Dis wat liefde is. Nie 'n like of 'n follow op sosiale media of een of ander lus wat opspring nie. Dis so ding, so. Ons is deurpaasfees, hier is ons besig met Hemelvaart. Liefde is diep. Liefde is diep. Liefde verander jou lewe. En liefde is verhouding. Liefde is verhouding. Dis wat liefde is. En die grootste hiervan is, kom ons verander die woord liefde na verhouding. En die grootste hiervan is verhouding. Nou help Paulus ons. Nou narrow hy dit down na woorde toe. In Efesiërs 4 vers 29 sê hy dit baie mooi. Almal van julle ken hierdie skrifgedeelte. Vuil taal moet dan nooit uit jou mond kom. Praat net, hoor mooi, net, slegs, wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. So wanneer ek praat, wat moet die uitkoms wees? Gaan nie oor my nie, gaan oor die een met wie ek praat. Dit moet daai persoon lig. Dit moet daai persoon verbeter, sodat dit julle hoorders ten goeie kom. Hoe gaan ek dit regkry? Praat net wat goed en opbouend is. En nou 'n interessante ene wat ek vanaand vir jou wil verduidelik uit hierdie skrifgedeelte is. Die woord vuil taal. Onmiddellik dink jy aan hierdie vloekwoord en hierdie vloekwoord en hierdie vloekwoord en hierdie vloekwoord, ek bedoel, en dan dink jy, my aarde, wat gaan ek doen as die Springbokke weer speel? En die ref maak droog en die senter raak die bal met 'n oop doellyn en seën hom Here, seën hom.
Dis 'n vuiltaal het twee betekenisse. Soos hy hier geskryf is in Efesiërs 4 vers 29, jy heeltemal reg. Die vloekant. Die vulgêre vloekant. Heeltemal reg, dis wat ek bedoel. Maar dan ook vuiltaal beteken ook beledigende taal. Afbrekende taal. Afkrakende taal. Dit presies wat dit beteken. So vuiltaal afbrekend nooit. Slegs opbouend. Slegs opbouend. So die woord vuiltaal wat lekker hierdie skrif op partykeer so 'n bietjie gebruik om iemand vakslaan mee te gee oor 'n vloekwoord of wat ook al. Dit is baie breër. Dis baie breër is dit. Wanneer jy so lekker skinder, maar kyk, Christene skinder mos nie. Hulle ruil gebedsversoeke. Dit is hoe Christene werk. Christene skinder nooit, hulle ruil net gebedsversoeke. Maar in elk geval, pas op vir die verkeerd verstaan van daai woord. Dis 'n baie breër woord as wat hy lyk. Dis vulgêr en beledigend, afbrekend, afkrakend. Dis wat dit beteken. So slegs opbou, slegs goed is. Dit is wat Paulus vir ons hierso skryf. Nou goed. Nou daar 'n volgende skrifgedeelte wat ek met jou wil deel. Mense, nou hierdie skrifgedeelte kan ek so mee assosieer. Man, hoor, ek kan nie meer assosieer. Dis 'n desperate uitroep hierdie eintlik. Dit is in Psalm 141 vers 3. Jy het hierdie al gehoor. Sit 'n wag voor my mond, Here. Hou tog wag oor wat ek sê. Het jy dit al vir die Here gevra? Het jy al moments gehad? Ek het te veel sulke moments in my lewe gehad. Wat as ek terugdink daaraan, ek skaam my vir myself. Wat jy net reaktief is en wat jy oorhaastig is en wat jy te vinnig is en wat jy nie dink voor jy praat nie, maar kyk jy versoek. Jy sê dit is kringstaan. Here, sit 'n wag voor my mond asseblief. Hoe dink jy antwoord die Here op daai versoek? Daar is een, dis jy. Moet hy nou engel Gabriël stuur as 'n wag voor jou mond? Of een of ander engel? Jy nie wag voor jou mond. Ek het myself al gekry in situasies wat ek wil myself klap. Want ek is die wag voor my mond. Selfbeheersing, die vrug van die Gees, selfbeheersing lê by my. Ek kan nie iemand aanstel nie. So hierdie is nie, Here, asseblief sit 'n wag voor my mond en die volgende vers sê, ek stuur vir jou vir Gert, Piet, Koos en Klaas. Dis net 'n desperate uitroep. Help, Here, ek het alweer te gou, te reaktief, te vinnig. Ek het hierdie verhouding beskadig. Ek het hierdie verhouding seer gemaak. Die eerste ding van die wag is begin met die woord jammer. Begin met die woord jammer. Mense, ek praat baie met jong mense. In puberteit. Tog. Ek het net simpatie met hulle. Want as daai hormone op hol gaan, daar is geen filters, daar's geen wag nêrens nie. Maar iewers moet ons as volwassenes vir mekaar sê, ons het 'n geweldige verantwoordelikheid wat hierdie wag voor ons mond aanbetref. Dis ek. Ek is daai wag. Die Here antwoord my naam. My naam. Nou wil ek vir jou 'n prentjie gee. Ek sien baie keer prentjies en terwyl ek aan hierdie boodskap weer gewerk het en soos ek 'n bietjie navorsing gedoen het, is hier 'n prentjie, daar's die prentjie. 'n bouperseel. 'n bouperseel. Nou as jy aankom op 'n bouperseel, dan kom jy gewoonlik met een van twee goed.
Of jy kom met sement en bakstene en jy kom bou, of jy kom met 'n verskriklike groot swaar hamer en jy kom kap af. Jy breek af. So die vraag wat ons vir onsself moet afvra in elke verhouding. Die 13 verhoudings in die boek. Wanneer ek met 'n ongelowige te doen kry, met 'n gelowige te doen kry, met my man te doen kry, met my vrou te doen kry, met my kind te doen kry, met 'n vriend of 'n vriendin te doen kry, of wat ook al. Die oomblik wat ek engage, daag ek op by die bouperseel. Wat het ek in my hande? Wat het ek in my hande? Nog 'n voorvraag wat jy kan vra is, hoe lyk die bouperseel op hierdie oomblik? Hoe lyk die bouperseel op hierdie oomblik? En dan, wanneer jy wegstaan, hoe lyk die bouperseel nou? Is daar verwoes? Die mooi Engelse woord destroy, wat gebruik word in Johannes 10 vers 10, destruction. Of is daar 'n gebou wat besig is om te verrys? Want dit is wat ons doen met woorde, dit is wat ons doen met verhoudings. Of ons verbeter hulle, ons bou aan hulle, of ons breek aan hulle. My goeie vriend Stefan Jubber het altyd die woorde, hy sê, woorde is altyd of 'n baksteen waarmee jy bou, of 'n klip waarmee jy gooi. En dit is wat ons die onderskeid moet maak. Vir my die prentjie bietjie breër, net bouperseel, hoe lyk dit as ek daar aankom? Waarmee kom ek daar aan? Hoopelik sement en bakstene, en ek bou en ek werk hard, doelgerig, en hier is besig om 'n mooi ding te gebeur, en as ek weggaan, lyk die bouperseel beter, as wat die bouperseel gelyk het, toe ek daar aangekom het. Want dit maak of breek 'n verhouding. Dit maak enige verhouding. Ek het net op jou gesê, dat liefde vra opoffering, die woorde van Paulus, die Sambreel teks wat ons nou vanaand gebruik het uit Efesiërs uit. Liefde vra opoffering. Nou is ek altyd baie tongenietjies. Ek sê altyd, as jy 'n afdag beleef, as dit met jou swaar gaan, as dit met jou moeilik gaan, dalk is dit verhoudings wat krapperig is, of dalk is dit sommer net 'n slegte dag by die bad day at the office, slegte dag by die werk, of wat ook al, of daar's 'n familiekrisis, of een van jou kinders was nie met jou gaaf of vriendelik nie, of whatever, dan sê ek het altyd, doen jouself net 'n guns, as jy 'n bietjie bemoediging nodig het, jy gaan na die Bybel toe, moenie Jakobus lees nie. Okay. Ek gee jou toestemming. Probeer Psalm 23. Dit 'n goeie kans dat dit gaan jou help. Okay. Maar Jakobus help ons wel, juist omdat hy is fantasties. Ek is mal oor die boek Jakobus, hoekom? Weet, dit is hande en voete. Dit is hande en voete. Doen goed, doen dit. Geloof sonder dade is sonder meer dood. Kom, hier gaan ons. Doen. Selfs met verhoudings, selfs met woorde. Kom aan. Ek wil die hele Jakobus 3. Die tong is soos, al sy beeldspraak, maar ek gaan nou nie daar nie. Ek wil nou kom by die opofferingsgedeelte van woorde en van kommunikasie. Jakobus 1 vers 19. My liewe broers, obvious susters ook, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou praat nie, en nie te gou kwaad word. Daar is vir jou, ek noem dit 'n kommunikasie model. Daar is vir jou 'n kommunikasie model in een Bybelvers. Hierdie geld vir kommunikasie in die huwelik, hierdie geld vir kommunikasie tussen vriende, dit geld kommunikasie in 'n gesin. Kyk waarmee begin dit. Wees gewillig om te luister. Met ander woorde, nommer 1, dit gaan nie oor wat wil ek sê en wat dink ek moet gehoor word. Dit gaan oor die ander persoon eerste. Hoor die opoffering. En daarom is ek uitgesproke daaroor vandag, om te sê, kommunikasie begin nie met woorde nie. Dit begin met luister. Woorde volg na luister. Dit is ontsettend belangrik, dat ons hierdie moet kop, dat ons hierdie moet verstaan, veral in ons huise. Ons bespring mekaar met woorde.
En ons bespring mekaar met bevele. Terwyl ons net eintlik moes 'n mooi vertaling hiervoor sal wees, shut up en luister. Bly net stil. Luister. Maar daar's 'n baie spesifieke woord wat in die laaste tyd nogal gebruik word in leierskap, reg oor die wêreld. Is die woord, hoor mooi, aktiewe luister. Aktiewe luister. En ek dink dis wat Jakobus hiervan praat. Aktiewe luister beteken ek vra en ek vra nog vra en ek vra nog vra. Hoekom? Ek wil jou aan die praat kry. Dit gaan nie oor wat het ek om in jou keelgat af te druk. Dit gaan nie oor wat het ek om jou ore meer vol te maak. Dit gaan oor, kom ek hoor jou hart, kom ek kom by jou emosie, kom ek wil jou dien, uiteindelik. En dan vra dit, luister, en na luister, optrede. Dis aktiewe luister, dis waar die woord aktiewe luister vandaan. Dis vandag een van die top 5 leierskapvaardighede in die wêreld. Nie net luister nie, aktiewe luister. Nie kom Jakobus en hy bevestig dit vir ons. Dit gaan nie wat ek wil sê en moet sê nie. Het gaan oor, kom ek hoor net hier, jou hart. En dan in plaas van die hart te klap, kom ek sit my hande sag om jou hart. Want dit is die gevolg van luister. As jy regtig prakties wil lief hê, prakties, luister. Dis een van die praktiesste dade van liefde wat jy kan leef vandag. In alle verhoudinge. Hoekom? As ek regtig die TV afsit, my foon wegsit en nou fokus ek op my kind. Wat doen ek? Ek offer op. En jy het nou my gefokuste aandag. Praat doen. Sê my wat jy wil sê. Daar gaan my tyd. Daar gaan my energie. In 'n ander persoon. Luister. Dit is 'n ongelooflike belangrike eienskap van liefde vandag. Wat is so skaap. By die werk, as jy sien iemand is af, en jy vra, is daar fout? Kan ek help? Wat doen jy? Jy gee jou tyd, jy gee jou aandag, jy gee jou fokus, jy gee jou energie vir 'n ander persoon, deur te luister. En te vra, en dan indien nodig, te antwoord. Partykeer is dit nie eens nodig nie. Daai persoon het net 'n oor nodig gehad. Dis in ons huwelike, dis in ons gesinne, dis in weer vriendskapsverhoudings, dis in werksverhoudings, dis in alle verhoudings, ontsettend belangrik. Nou goed. Nou kan jy vir my sê, okay Johan, alles klink so mooi en so, ek kan amper die woord soppie gebruik en ek wil net nice wees, ek net so terloops, ek haal die woord nice. Wat van eerlikheid? Want partykeer moet ek eerlik ook wees met mense. En eerlik beteken ek partykeer reguit wees met mense. Ek kan mos nie net die waarheid verdoesel. Ek kan mos nie die waarheid onder die mat en ek bedoel, daai persoon het nou iets verkeerd gedoen. Ek het 'n slegte nag gehad en nou moet ek niks sê nie. Want ek moet nou net nice wees. Nee. Dis iemand op wie dit van toepassing is. Ek het nog kontak om met die kant toe. Mense hoor mooi. Die eerlike gesprekke moet gebeur. Die mooi woord wat die Amerikaanse skrywers gebruik hiervoor is difficult conversations. Dit moet gebeur. Dit moet. Dis deel van die lewe. Die twee pilare van die lewe is, hoor mooi, genade en waarheid. En waarheid is toch eerlik. Het is eerlik. Ek moet vir iemand kan sê, as ek nie saamstem nie, ek moet vir iemand kan sê, as ek dink, jy was daar maar gister onbeskof, of onnodig, kwaai, of jy het regtig my seer gemaak, toe jy die volgende gesê het, of dit was onsensitief, ensovoorts. Natuurlijk moet jy dit sê, ons moet dit sê. Ons het 'n verantwoordelikheid om daai persoon om te help, om te groei, om te verbeter,
om stil te bly. Ek wil amper sê lawaardig. Dis lawaardig. So difficult conversations, eerlike gesprekke moet gebeur, maar hoor weer mooi Paulus se raad. Ook dit moet opbouend wees. Nie afbreekend en afkrakend nie. So ek sê altyd die hele omhulsel van so 'n gesprek moet een wees van liefde. Die rede hoekom ek nou met jou praat is my verhouding met jou is my verskriklik belangrik. Die rede hoekom ek nou hierdie op die tafel sit is ek het gisteraand 'n slegte nag gehad. Ek sien rooi ligte in ons verhouding. En daarom, omdat ek omgee, omdat ek liefhet. En die oomblik wat jy dit in liefde sit, kan jy eerlik wees. Waarheid plus genade. Waarheid alleen is baie keer, hoor mooi die woord, brutaal. Nee, ons gaan nie brutaal wees nie, ons is kinders van die Here. Genade alleen is wat die tieners sal sê, soggy, cheesy, corny. Die mooi volwasse woord, sentimenteel. So, brutaal versus sentimenteel. Nee, al twee is teenwoordig. Al twee is teenwoordig. En as jy dit reg doen en reg hanteer, waarheid en genade saam, dan sit jy met 'n sterker verhouding aan die ander kant. Dan sit jy met 'n beter verhouding aan die ander kant. Dan gebeur daar groei in hierdie verhouding aan die ander kant. Maar as jy gaan invlieg met reaktief wees en hoe kon jy dit gister sê en blok 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 en iemand gooi net klippe. Dis nooit hoe jy 'n eerlike regheid of die Engelse woord dan difficult conversation doen nie. Nooit. Altyd waarheid en genade saam. Dis nie brutaal nie, dis nie sentimenteel nie, dit is 'n kombinasie van al twee. En nou wil ek dit close to home bring. Hierdie is veral nodig in die gesin. Hierdie is nodig in huwelike. Hierdie is nodig met kinders. Ek bedoel, 'n kind van 8, 'n kind van 12, 'n kind van 13. Ek sê altyd volwassenes het die voordeel. Almal praat altyd van ons is further down the road. Ek sê ouderdom werk nie so nie. Ouderdom werk is in 'n helikopter wat so gaan. So jy sien die wêreld breër as wat 'n kind die wêreld. Dink oor daai dinge. En dit lei tot wysheid. So pa's en ma's het wysheid wat kinders nie het nie. Nie ons is further down the road nie. Nee, ons is hoër. Ons sien die breë prentjie wat die kind nie sien nie. En daarom is dit nodig om 'n kind te korrigeer en 'n kind leiding te gee en 'n kind te mentor en vir 'n kind te sê nee, nie so nie, maar so. Verander rigting. My kind, besef jy so, ek praat binne die Pretoria konteks. Weet jy wat, as jy Koelsberg oorry en jy gaan Bloemfontein oor en jy gaan Lysburg oor, jy's op pad Kaap toe. Jy wil in Durban wees. Ons moet van rigting verander. Ek bedoel, weet jy wat, jy het Harry Smit nodig om daar te kom. Jy het Lady Smit nodig om daar te kom. Jy het Howie nodig om in Durban te kom. So, korrigeer is belangrik. Maar weer, nou wil ek jou wetenskaplike navorsing gee. Maar hierdie navorsing kom uit die sakewêreld. Ek wil dit nou onmiddellik sê. So wanneer dit kom by die gesin, kan jy hierdie amper verdubbel wat ek nou vir jou gaan sê. Hulle sê in die sakewêreld, bevind in die sakewêreld, wanneer iemand regtig na jou kritiek gaan luister, na jou vermaaning gaan luister, is wanneer jou balans van woorde 20 positief tot 1 negatief is. Vir elke 20 positiewe woorde kan jy 1 negatiewe woord sê en daai persoon sal dit hoor. Dis die sakewêreld. In 'n gesin kan jy dit min of meer verdubbel. Dis hoekom dit so belangrik is vir ouers om die mooi in kinders te soek, hoor, te soek.
Partykeer diepte grave. Jy gaan dit kry. Jy gaan dit kry. Hulle te komplimenteer, want daai moment van korrigeer kom. En of jou kind dit gaan vat, hang af hoe sterk is die positiewe. Hoe sterk is die positief. Nou, omdat ons mekaar so, ek sal amper sê min waardeer in huis, ons raak mekaar so gewoond in huis, dat ons waardeer mekaar nie meer. Ons waardeer mekaar nie meer. En ek dink net, of dit nou in die huwelike is, paas en maas, en of dit nou ouers na kinders is, en kinders na ouers is, ek dink dit is nodig dat ons mekaar weer treasure. Dat ons mekaar net weer moet waardeer, en dat ons intentioneel moet wees op die positiewe. Hoekom? Want ek weet die dag kom, dat ek gaan met negatief praat, en dan wil ek my kind moet hoor. Of, ek gaan 'n negatiewe ding vir my man sê, of 'n negatiewe ding vir my vrou sê, dan wil ek hê, sy moet dit hoor, hy moet dit hoor. Hy moet dit vat. Want hulle is gewoond, daar's baie positief. Daar's baie positief. Ons moet baie intentioneel wees. Weer eens, dit geld vir elke verhouding waarin ek en jy staan. Dit is so hartseer, veral vir my persoonlik, omdat ek baie met gesinne werk, en met ouerskap werk, met ouers werk. Hoe ouers kan gou en dit verloor en reaktief wees en so baie van die mooi miskyk en agter daar is, sê dit kom dalk oor 3 dae weer, sê dit. Ek is terug by Andy Stanley, hy het so 'n stukkie sarkasme wat ek so love. Hy sê, no one traces the root of their problems back to too much encouragement. Jy gaan nooit vir terapie hoef te gaan, omdat jy te veel encouragement gekry het. Jy gaan nooit by 'n terapeut sit en sê, ek het 'n ernstige probleem, my pa en my ma was te gaaf met my. Hulle het sulke mooi goed oor my gesê, dit is my absoluut beskryf. Kom ek help vir Andy net so 'n bietjie met die sarkasme, dat jy dit vang. Niemand gaan ooit vir terapie gaan, oor mooi woorde, oor opbouende woorde, oor woorde wat goed is en opbouend is. En dan gaan ek afsluit, weer met Irwin se boek, 7, die 7 kommunikasiestyle. Die man het 'n vermoë om te skryf, wat ek wens ek het dit gehad. Words can inspire. Words can elevate. Words can change our perception of ourselves. Words can change our beliefs. Words can change our dreams. Words can shape our character. Words can change our lives. Words can change the world. Words can create the future. Nou wil ek jou vra, hierdie keer gaan ek na die vrymoedigheid neem, voor ek gaan afsluit en gaan bid vir ons, uit al hierdie goed wat jy hier sien oor woorde, wat is in jou lewe? Kom ons sê, kies 2, en dan deel jy dit met die persoon langs jou, as jy die vrymoedigheid het. Wat is die 2 wat jy sê, vir jou, die persoonlik, die belangrikste? Wat woorde in jou lewe kan doen, moet doen, uit daai baie woorde van Irwin McMahon. Ek het nou self saam met jou vir die eerste keer, ek het nie voor die tyd nou eers aan hierdie vraag gedink nie. Ek het dit on the spur of the moment vir jou gegee. En ek toe sê ek vir myself, nou wat sal dit vir my be? Ek sê ek vir my persoonlik, words can change our beliefs. Ek bedoel, dit was, behalwe dat dit die woord van die Here was, die evangelie was, vir die persoon wat het op 'n sekere manier oorgedra het, op 'n sekere stadium in my lewe,
het my hele geloofssysteem verander, dat ek vandag kan sê ek is 'n volgeling van Jesus, en dit het my lewe vir altyd verander. Words can change our lives. Kom ons bou met ons woorde. Kom ek bid.